Goeiemôre, good morning. Vrystaat! Hey man, hulle het nogal lekker Curriebeeker rugby gespeel die laaste 2 weke. Maar hartlike goeiemôre en aan ieder en elk van julle. Dankie dat julle hierdie Dinsdagoggend saam met ons aanpak. Daar wag 'n hele klomp interessante dinge, so kom ons val sommer dadelik weg. Ja, wil jy weet wat gebeur? Ek gaan weer vertel. Province, die Curriekap nooit weer, ek bedoel, amper weer. Kyk hierso, Pieter is voel hier rugby in my lyf rugbyveld. vanmôre. Ja, nee, ek kom agter. Toe maar ons sal reël. Hier's dalk 'n paar rugbypale hier iewers, dan kan jy nou 'n paar balle gaan skop, okay? Die blou bal weet nie waar nie. Okay. Goed, wel ons gesels nie vandag oor rugby nie, net vir ingeval jy gewonder het. Dalk so bietjie, maar dis nie een van ons gaste nie. Vandag sit ons weer koejawels op die spyskaart en hoor waarom die plaaslike supervrug ons ondersteuning nodig het. Ons gesels ook oor die nuwe befondsing vir Suid-Afrika se hokkiespanne. Thys van Sail gesels oor die Openbare Beleggingskorporasie skandaal en Maggie Trotsky kuier by ons met haar splinternuwe enkelsnit Die uil wat so huil. Niemand gaan huil nie, vandag gaan ons lag. Dit gaan 'n wonder. Luister, ek wil net gou op jou weet neem. As jy nou boodskappe, baie mense hou glad nie daarvan om emojis te gebruik as hulle nou boodskappe het of stuur vir mekaar nie. Ja. Seker maar omdat jy net dalk met 'n emoji antwoord. Maar gebruik jy emojis? Elke dag, heeltyd. En kan ek raai wat is jou gunsteling emoji? Asseblief. Daai duiweltjie dingetjie of die katjie, die pers enetjie of so, nee? Is dit 'n duiweltjie of 'n katjie? Ek hou van daai persduiweltjie, ja. Ja, daai enetjie, Ja. daai enetjie. Maar die een wat ek die heel meeste gebruik, sou ek sê, is die, jy weet daai poppie wat so maak? O, daai enetjie. What have Ja, we is 'n here? bietjie sarkasme, Ah. vriendelik, kan enigiets. Ja, dis my gunsteling. Nee, Wat is jou gunsteling een? Jy kry mos die knipoogie wat net so mooi knipoogie en dan kry jy daai enetjie wat so lekker groot oogie het, lyk of hy 'n baafheid was en dan gee jy En 'n tong knipoog. uitsteek. Ja, daai enetjie. Ja. Lekker. Dis Wys myn. ek gou weer vir ons asseblief. Daai enetjie, daai. Het jy al gesien, ek kan net nie my oog so groot trek nie. Maar in elk geval, hoekom ek wil praat oor die emojis is daar's nou 'n nuwe enetjie want die mense sê daar kort 'n baie belangrike emoji. En weet jy watter een is dit wat kort? Kan ek jou sê, dit is 'n Suid-Afrikaanse blom. 'n Ikoniese Suid-Afrikaanse blom. Ja. En dit is niks anderste nie as die protea. Ja, die pragtige protea wat in die natuur voorkom. As daar 'n protea emoji was, dink nou net nê, sou jy hom gebruik? Sou jy hom gebruik, die protea emoji? Ek sou, wel, daar is dalk 'n kans dat ons daardie emoji een van die dae die hele wêreld vol kan sien op die emoji lys. Die Wild Rescue Natuurreservaat by Riversdal het pas 'n amptelike voorstel by die Unicode Konsortium vir die wêreld se eerste protea emoji ingedien. Hulle wil ons nasionale blom op elke slimfoon ter wêreld kry. Die idee gaan egter oor meer as net 'n mooi prentjie. Dit gaan oor bewaring. Die fynbos blommeryk is een van die rykste op aarde met amper 9000 plantspesies. Maar die hartseer realiteit is dat byna die helfte van ons protea spesies tans bedreig is. Volgens die Wild Rescue Natuurreservaat is sy doel hiermee om die bewaringsuitdagings en bedreigings vir die fynbos blommeryk uit te lig. Daar is tans oor die 3900 emojis beskikbaar, kan jy dit glo? Van gorillas tot mure, maar niks wat ons unieke Suid-Afrikaanse biodiversiteit verteenwoordig nie. Die Unicode Konsortium is die organisasie wat besluit watter emojis deel word van die internasionale stelsel wat elektroniese toestelle in staat stel om teks en simbole konsekwent te verteenwoordig. Een van die hooffaktore wat hulle oorweeg is bewyse dat mense werklik 'n spesifieke emoji wil hê en sal gebruik. So hoe meer ons op Google sal toesak en protea en fynbos foto's sal soek en emojis gaan kry en soek en op sosiale media sal deel hoe groter die kans. Wat dink jy daarvan? Ek dink dit is 'n briljante plan. Ek dink ook so. Ja. Maar daar's eintlik vir my nogal redelik baie emojis. Ek sal so nou en dan 'n boodskap tik en dan soek ek nou vir 'n prentjie en dan is daar nie so een nie. So ek dink hulle moet meer aandag daaraan gee oor die algemeen. Definitief, dis 'n baie goeie idee en 'n protea sal vir my werk. En saam met die protea kan hulle vir ons 'n Springbok logootjie ook daar sit, hè? Die bokke. Kyk, hy hak vas by die by rugby. Ja, en ek verstaan nou hoekom en dis hoekom ek nou net gesê het ons gesels so 'n bietjie oor rugby, maar jy moet meer fokus op hokkie later in die program. Okay, ja. Nee, al die sporte moet ingesluit word. Maar okay, dit was my storie. Kom ons hou duim vas vir daai emoji. 3901. Dis die protea.
En ek dink ook nie mense moet ophou om emojis te gebruik Glad nie. nie. Ek dink dit kleur 'n boodskap baie mooi in. Definitief. Maar dit kan ook verwarring veroorsaak, né? Soms ook moeilikheid, maar ons laat dit daar. Goed, die junior Springbokke het onlangs gewys dat hulle nie net op die rugbyveld held is nie. Hier is jou rugby storie nou, Waar sy? Pieter, maar ook in 'n lewensgevaarlike krisis, duisende meters bo die grond. Die span was verlede week Maandag na hulle geskiedkundige oorwinning by die Junior Wêreldkampioenskap in Georgië vanaf Johannesburg na Kaapstad op pad. Nou kort na die vliegtuig opgestyg het die atmosfeer van feesviering egter skielik verander toe 'n mede-passasier onverwags in die gangetjie in mekaar gesak het. Dit het vinnig duidelik geword dat die vrou 'n hartstilstand ondergaan het. Die span se dokter, Dr. Plaatjies, het onmiddellik ingegryp. Met die hulp van noodhulp en KPR het hy daarin geslaag om die vrou te stabiliseer en haar hart weer aan die klop te kry. Die vlieënier moes die vliegtuig noodgedwonge terug na die OR Tambo internasionale lughawe omdraai sodat die passasier dringende mediese sorg op die grond kon ontvang. Hoewel die span uiteindelik 3 ure laat in Kaapstad geland het, was dit met die wete dat hulle gehelp het om 'n lewe te red. Volgens Dave Wessels, SA Rugby se hoë prestasie bestuurder, is hierdie sukses op en af van die veld geen toeval nie. Hy skryf dit toe aan die kultuur van die senior Springbokke wat na die jonger spelers oorvloei. Beautiful is dit. Dis 'n baie mooi storie. Ek dink dit is nogal eintlik belangrik, nê? Jep. Eintlik oral waar 'n mens dalk reis of beweeg, dat daar altyd iemand is wat so iets kan toepas en ek dink 'n mens onderskat daai ervaring ook, jy weet. Vir my, ek was nog altyd te skrikkerig om daai opleiding te ontvang, maar dit kan 'n lewe red. Ek dink dit moet nou nogal 'n ding word wat enige maatskappy of so aanbied. Soos die hele span moet 'n noodhulpkursus doen, al is dit daai vlak 1 noodhulpkursus, maar doen dit sodat almal weet, ewen in 'n werkomstandigheid, soos waar ons byvoorbeeld is. Wat gaan gebeur as ek hier omkap hou Els? Jy gaan weghardloop. Of gaan jy my bystaan en my hart begin klop en so. Kyk, ek is mos verslaaf aan my selfoontjie, nê. Hy is eintlik permanent. Doen ons nou? Ek sal net dadelik iemand bel. Sy gaan 'n emoji stuur. Hier's Die moeilik. regte hulp ontbied. Hier's moeilik. Maar rooi liggie. Hoorie maar En 'n ambulans. Maar dis regtig nice want ek het nogal baie keer ook gedink op 'n vliegtyg wie gaan kyk en wie gaan iets doen as so iets met my moet gebeur of met iemand anders moet gebeur. Maar dit laat my nou wonder, ek weet die spandokter het nou ingegryp, maar is dit nie 'n standaard ding wat ligbaar dinge ook? Ja, ek dink hulle het dit ook. Ek is nie seker nie. Dink jy hulle doen dit maar om nice te wees en te sê eerstens as daar iets gebeur, is there a doctor on this flight? Dalk. En dan as hulle sien daar is nie, dan moet hulle alreeds ingespring het. Dit is dalk die situasie. Hoe sal ons weet dit dan? Nou, hoe voel ons kykers daaroor? Sal jy as dit nou komplementêr vir jou aangebied word deur die maatskappy by wie jy werk om te sê, "Alright, julle ouens, ons gaan julle so in groepe indeel, maar vir volgende week gaan almal 'n noodhulpkursus doen." Sou jy daarvoor te vind wees of sou jy eerder terugstaan? Wat sou jy doen, Els? Ek sou te vind wees daarvoor. Net so. Ja. Ja. Alright. So hier's my volgende uitdaging. Ek soek 'n gas wat vir ons daai poppe en alles gaan bring en 'n vinnige noodhulpkursus gaan aanbied. Dan kyk ons of ons dit sal kan doen, né? Nee? Ek dink ons het dit al gedoen, maar ons kan dit weer doen. O, het ons. Waar was ek? Okay, ek was duidelik nie hier nie, maar bly julle waar julle is. Ons is nou weer terug met 'n lekker propvol program. Hier van 'n hokkie tot 'n koejawel en musiek. Lekker.